Jesus het eendag gesê, my ma en my broers is nie wie julle dink nie. Ons lees hierdie verskriklike skokkende woorde as te ware van Jesus in Markus 3 vers 31 tot 35. Jesus, jou ma, broers en susters wag daar buite. Hulle soek jou, kom sê iemand vir Jesus terwyl hy besig is om wonders te doen. Nou is die vraag, hoekom? Nou lees ons hierdie skokkende teks, Markus 3 vers 21 lees ons, alles lyk nie meer so normaal daar by Jesus nie. En Jesus antwoord toe hulle by die deur kom klop en sê sy familie soek hom, wie dink julle is regtig my ma en wie is my broers? Nou dis skokkend want dit is nie hierdie kinderbybel Jesus nie. Dit is nie die perfekte mooi prentjie van Jesus wat ons as 'n slagspreuk op die yskas op 'n magneet kan sit nie. Maar wat Jesus hier vir ons doen en ons fokus vandag is dat Jesus vir ons 'n nuwe verskywing kom gee in ons prioriteite. 'n Prioriteitsverskywing. Hy sê elkeen wat doen wat God ons Vader vra, is my familie, my broer, my suster en my ma. Jesus kom herdefinieer vir ons familie. Paulus doen dit later self in Efesiërs 2 vers 11 tot 22. In Christus maak God nie beter mense nie. Hy skep 'n nuwe mensheid. Hy skep 'n nuwe definisie van identiteit van menswees in en deur Christus. So vir Paulus in Efesiërs is die fokus, jy's nie Jood of heiden, vry of nie vry nie, 'n insider of 'n outsider nie, maar jy word ingebring deur wat Jesus Christus kom doen het. Jy word ingebring in God se nuwe familie, God se huishouding. Nou ons sê dit, want in een van die pauls rondom Desember, het ons juist gevra, hoe beleef julle dalk miskien God die meeste? Maar die oorgrootste meerderheid het gesê, in en deur familie. Dit is vir ons so mooi, want ons as gelowiges is deel van God se familie. Mag ons hierdie tyd, hierdie week, juist fokus op ons aardse, maar ook so hemelse familie. Want jy weet nooit, God is baie nader as wat jy dink.